spoke your name from burning flame to Moses standing there in awe. This is my name forevermore, remembered through each age and law, not hidden from the ones you love, but spoken for the world to know. A name above all names that lives, a truth your faithful ones will show. Let me may know you stand alone, most high above the earth and sky. No other name can take your place, no other truth can stand so high. From age to age your name remains unchanging as the rising sun. All glory to Yahweh, our King, the holy and eternal One. All glory to Yahweh, your name forever stand. We call upon your holy name, lift up our hearts and hands. All glory to Yahweh, the one who saves and calls. Whoever calls upon your name will never ever fall. And it shall be that all who call upon your name will be restored. From Zion comes deliverance, your promise spoken by your word. A remnant called, a people set. When they flip and roll and start to crawl away, taped nappies can be hard to put on and can come loose. Then it's time for Pampers Pants. With all-around fit, they are easy to put on and take off, giving your baby up to 0% leaks. Switch now to Pampers Pants. La Roche-Posay Sun Care Innovation. Anthelios UVA. Super-powered serum sun. Apart to walk in all your ways, they lift your name above the earth and give you honor all the days. Your name was lost by lips of men, replaced with titles cold and vain. But now your people rise again to lift your truth across the land. We will not hide what you have said, we will not silence what is true. Your name will shine through all the earth in everything we say and do. All glory to Yahweh, your name forever stands. We call upon your holy name, lift up our hearts and hands. All glory to Yahweh, the one who saves and calls. Whoever calls upon your name will never ever fall. This is my name forevermore, a covenant that will not fade. From generation to generation, your truth will never be replaced. Let all the earth now rise and sing, let every tongue confess your way. There is no other name like yours. All glory to Yahweh. Glory to Yahweh. We call upon your holy name, lift up our hearts and sing. All glory to Yahweh, the one who saves and calls. Whoever calls upon your name will never ever fall. Yahweh, your name we will proclaim, forever faithful, still the same. Above all names you reign in might. All glory be to you, our light. Sorry vir daai glitchy julle. Ek kom net vang voor hy vir ons nog 'n advertensie gooi daarvan Baba Boutjies. So welkom aan almal. Ons sal vandag bespreek ons die vroedvrouens van Egipte saam met Jochebed en Miriam, en Angie het gesê sy wil vir ons Sephora, hoe ook al jy dit wil uitspreek, sy wil haar vir ons ook doen. Vandag is Moses se vrou.
Want sy praat juist vanoggend so en ek sê, jy weet, sy het eintlik so 'n mooi storie. Sy het so 'n mooi uitbeelding van moed en daad. Want sy doen wat sy moet sonder om vrae te vra en te twyfel. So ek gaan dit oorgee vir Angie en dan gaan sy gou-gou vir ons begin met die vroedvrouens in Egipte en so voort. Okay, môre almal. Daar's nie veel oor Sifra en Poa nie, dis die Hebreëse vroedvrouens wat in Egipte was toe die Israeliete daar gebly het. Maar dit begin by Eksodus 1 vers 15 tot 21. En die koning van Egipte het met die Hebreëse vroedvroue, die een se naam was Sifra en die ander se naam Poa, gespreek en gesê: As julle die Hebreëse vroue by 'n geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk. As dit 'n seun is, maak hom dood, en as dit 'n dogter is, laat haar lewe. Maar die vroedvroue het Jahwe gevrees en nie gedoen, soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. Toe laat die koning van Egipte die vroedvroue roep, en hy sê vir hulle: Waarom het julle dit gedoen en die seentjies laat lewe? En die vroedvroue sê vir Farao: Die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese nie, want hulle is sterk. Voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar Jahwe het aan die vroedvroue weldadigheid bewys en die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvrouens Jahwe gevrees het, het 'n huisgesin aan hulle geskenk. En na hierdie geval is daar baie elke dinge wat met Israel gebeur in die boek van die Opregte, maar die storie oor hoe Vader die kindertjies wat toegebore is beskerm het, is in die boek van die Opregte in hoofstuk 67 vers 51 tot 61. As julle daai hoofstuk wil gaan lees, ek glo amper Monty het dit in haar storie ingewerk. Monty, wil jy nou oorgaan na Miriam toe en na Jochebed en dan doen ek Sephora laaste, of moet ek net aangaan met Sephora? Nee, ons kan gou Miriam en Jochebed doen. Ons nie veel oor Jochebed soveel nie. En ook nie regtig oor Miriam nie. Jy weet, as jy teruggaan na 'n storie toe, dan sien jy meestal sy word net na toe verwys. So ek moes maar 'n bietjie van Jochebed inbring en 'n bietjie van Moses. Jy weet net of jy 'n idee te gee wie sy was, wat sy gedoen het en wat sy ons beteken het vir die volk. Soos ek sê, ek gaan begin in Jubilees en dan lees ons daarvan hoofstuk 47 vers 1 tot 8. En in die 7de week, in die 7de jaar, in die 47ste jubel, het jou vader uit die land Kanaan vertrek, en jy is gebore in die 4de week, in die 6de jaar, in die 48ste jubel. Dit was die tyd van verdrukking oor die kinders van Israel. En Farao, soewerein van Mitzraim, het 'n bevel uitgereik rakende hulle, dat hulle al hulle manlike kinders wat gebore is in die rivier moet gooi. Vir 7 maande het hulle ingegooi, totdat die dag dat jy gebore is. En jou moeder het jou vir 3 maande weggesteek. Hulle het oor haar ingelig. Maar sy het jou in 'n ark gemaak en dit met pik en asfalt bedek en dit in die riete aan die oewer van die rivier geplaas. En sy het jou daarin geplaas vir 7 dae. En jou moeder het in die nag gekom en jou gevoed. En bedag sy Miriam, jou suster, jou teen die voëls bewaak. En in daardie dae het Tarmut, die dogter van Farao, gekom om in die rivier te bad. En sy het jou stem hoor huil. En sy het haar dienaresse gesê om jou uit te bring en hulle het jou na haar gebring. Sy het jou uit die ark geneem en sy het medelee met jou gehad. En haar suster het vir haar gesê: Moet ek gaan en vir jou een van die Hebreë vroue om hierdie baba vir jou te versorg en te voed? En sy het gesê: Gaan. Hebreë hierso het hulle, dis hoe die Egiptenare die Hebreërs genoem het in daai tyd, was Hebreë. En sy het gegaan en jou moeder Jochebed geroep en sy het haar loon gegee en sy het jou gevoed. So jy kan ons sien hoe Vader alles ten goeie laat uitwerk het. Nou, ek dink in daai oomblik moes dit vreeslik gewees het vir Jochebed om haar kind in die rivier te los. Maar Vader het dit ten goeie laat uitwerk, want nie net dat sy haar eie kind kon voer nie, maar sy het geld ontvang ook daarvoor. In die boek Jasher, of die boek van die Opregte, hoofstuk 67 tot 68. 67 gaan ek vers 1 tot 4 lees. Daar was 'n man in die land van Mitzraim, van die saad van Levi, wie se naam Amram was, seun van Kehath, seun van Levi, seun van Israel. Hierdie man het gegaan en 'n vrou geneem, naamlik Jochebed, die dogter van Levi, sy vader se suster.
Sy was 126 jaar oud en hy het na haar gekom. En die vrou het swanger geword en 'n dogter gebaar en sy het haar die naam Miriam gegee, want in daardie dae het die Midianiete die lewens van die kinders van Israel verbitter. En sy het weer swanger geword en 'n seun gebaar en sy het sy naam Aaron genoem, want in die dae van haar swangerskap het Farao begin om die bloed van die manlike kinders van Israel te vergiet. So hierdie klink nou confusing, want ons sien dat Amram was die kleinkind van Levi en Jochebed was die dogter van Levi, sy vader se suster. So dit was technically sy tannie wat hy mee getrou het dan, as ek dit reg verstaan hierso. En sy was al 126 jaar oud toe hy met haar getrou het. So, en dan lees ons nou, hierso wil ek net ook eers deel vir julle, die deel wat verduidelik wat die vrouens en die mans in daardie tyd deurgegaan het, en hoe hulle vertroue in Jahwe was. En hulle het absolute geloof dat hy hulle kindertjies sou bewaar van Farao. En dis nou dieselfde hoofstuk verder van vers 52 tot 61. En Farao het al sy dieners geroep gesê, gaan nou en soek deur die land van Gosin, waar die kinders van Israel is, en sien dat elke seun wat aan die Ibrim gebore word, in die rivier gegooi moet word. Maar elke dogter moet julle laat lewe. En toe die kinders van Israel hierdie woord hoor wat Farao beveel het om hulle manlike kinders in die rivier te werp, het sommige van die mense van hulle vrouens geskei, maar ander het aan hulle vasgehou. En van daardie dag af, wanneer die tyd van bevalling aangebreek het vir daardie vroue van Israel, wat by hulle mans gebly het, het hulle na die veld gegaan om daar geboorte te gee. En hulle het in die veld gebaar en hulle kinders in die veld gelos en huis toe teruggekeer. Sjoe, dit moes moeilik gewees het. En Jahwe, wat aan hulle voorvaders gesweer het om hulle te vermeerder, het een van sy dienende boodskappers, wat in die Shemaim is, of in Hemela, gestuur om elke kind in water te was, te salf en toe te draai, en in sy hande 2 gladde klippe te plaas, waarvan dit melk gesuig het, en van die ander een heuning. Laat mens nogal wonder oor die storie dat jy nie vir kinders onder 1 heuning moet gee nie, want die sou die newborns van die heuning en die melk geleef. Wel, dalk was daai 'n special soort heuning gewees. Hy het sy hare laat groei tot by sy knieë, waarmee dit homself kon bedek, om dit te troos en daaraan vas te klou. Deur sy medelee vir dit, so dis vader se medelee vir die kleintjie, het hy toegelaat dat die haartjies vinnig groei. En soos 'n pelsie om die bobbietjie groei, laat hy dit kon vashou vir comfort, soos 'n kombersie. Toe Elohim medelee met hulle gehad het en begeer het om hulle op die aangesig van die land te vermenigvuldig, het hy sy aarde beveel om hulle te ontvang, om daarin bewaar te word tot die tyd van hulle groot word. Wanneer die aarde sy mond oopmaak en hulle uitgebraak het, en hulle het uit die stad uitgespreid, soos die plante van die aarde en die gras van die woud. Hulle het elkeen na sy stam en na sy vader se huis teruggekeer, en hulle by hulle gebly. En die kinders van die kinders van Israel was op die aarde soos die plante van die veld deur Jahwe se guns aan hulle. So hier het al reeds wonderwerke plaasgevind. En toe al die Midianiete hierdie sien, het hulle uitgegaan, elkeen na sy veld met sy juk van osse en sy ploegskare, en hulle het dit omgeploeg, soos 'n mens die aarde ploeg tydens saaityd. Maar toe hulle ploeg, kon hulle nie die kinders van Israel seermaak nie, en die volk het toegeneem en buitengewoon gegroei. En die Farao het sy beamptes beveel om daagliks na Gosin te gaan, om na die kinders van Israel te soek. En toe hulle een gesoeke gevind het, het hulle dit met geweld aan sy moeder se bors weggeneem en in die rivier gegooi. Maar die dogtertjie het hulle by haar moeder gelaat. So het die Midianiete met die Israeliete gedoen, al die dae. Ja, jy weet, ons ken die storie. Dit is terrible wat hulle deurgegaan het. Daar's verdere verduidelikings van wat hulle als gedoen het aan die klein mensies, en dit is verskriklik. En 'n mens kan verstaan hoekom Egipte basically vernietig was deur vader. En wat net vir my mooi was hierso is hoe hy die kleintjies in die veld bewaar het en gevoed het en gecomfort het. Ek meen, laat 'n engel kom en die bobbietjie was in salf en toe draai 'n klippie gee om aan te suig. Dis beautiful. Dan lees ek verder van hoofstuk 68 vanaf vers 1 tot 5. En dit het gebeur in daardie tyd, dat die roog van Elohim op Miriam, die dogter van Amram, die suster van Aaron was, en sy het uitgegaan en geprofeteer oor die huis en gesê, kyk, 'n seun sal hierdie keer vir ons gebore word uit my vader en moeder, en hy sal Israel red uit die hande van Mitzrayim.
En toe Amram die woorde van sy dogter hoor, het hy gegaan en sy vrou terug na die huis geneem. Nadat hy haar weggestuur het, toe Farao beveel het dat elke manlike kind van die huis van Jakob in die water gegooi moes word. En so het Amram, Jokebed sy vrou geneem, 3 jaar nadat hy haar weggestuur het, en hy het nagekom en sy het swanger geword. En aan die einde van 7 maande vanaf haar bevrugting het sy 'n seun voortgebring. En die hele huis was gevul met groot lig, soos die lig van die son en die maan ten tye van hulle skyn. En toe die vrou die kind sien dat dit goed en aangenaam vir die oog was, het sy dit vir 3 maande in die binneste kamer versteek. En verder aan lees ons van die geval by die rivier waar Miriam Moses opgehou het tot die prinses kom en sy haar ma gaan roep het om hom te soog. So jy sien ons die verhaal van Miriam, waar sy 'n profeet, 'n beskermer en eventually ook 'n leier word vir die volk. Saam met Aaron en Moses. Miriam, die suster van Moses en Aaron, verskyn eers stil, maar met groot betekenis op die toneel van Israel se geskiedenis. Die beskermer van 'n belofte. Toe Farao beveel het dat alle Hebreëse seentjies doodgemaak moes word, het Moses se moeder hom in 'n mandjie in die Nil versteek. Volgens Eksodus 2 vers 4. Hier staan Miriam waaksaam stil, maar strategies. Volgens Antiquities of the Jews deur Flavius Josephus skryf dit ook Miriam het op 'n afstand gestaan en toe sy sien dat die prinses die kind optel, het sy nader gegaan en aangebied om 'n Hebreëse vrou te bring om hom te voed. So sy tree met wysheid en durf op en red indirek haar broer se lewe. Sy hierso as die profeet onder die volk jare later, toe Israel uit Egipte gelei word tydens die Eksodus, word Miriam nie net as 'n suster nie, maar as 'n profeet erken. In Eksodus 15 vers 20 tot 21. En Miriam die profetes, die suster van Aaron, het 'n tamboerijn in haar hand geneem en al die vroue het uitgegaan agter haar aan met tamboeryne en in koordanse. En Miriam het hulle al singende geantwoord: "Sing tot eer van Jahweh, want hy is hoog verhewe. Hy het die perd met sy ruiter in die see gewerk." So sy is nie net dus teenwoordig nie, sy is ook 'n geestelike leier met 'n stem gewees. Soos ek vroeër genoem het, was sy een van die 3 leiers, waar Jahweh dit self haar posisie bevestig in Micha 6 vers 4, ekskuus. Ja, ek het jou uit Egipte land laat optrek en jou uit die slawehuis losgekoop. Ek het voor jou uitgestuur Moses, Aaron en Miriam. Dit plaas haar langs Moses en Aaron. So ons sien hierso dat sy ook 'n deel in die leierskap gehad het. Sy was nooit bo haar broers gewees, nie in enige manier nie, en ons sal nou sien hierso verder af. Sy was die oudste gewees. So mense kan verstaan dat sy half gevoel het dat sy 'n sê het oor haar boeties, veral oor Moses, Numeri waar sy vir Moses aanvat oor sy Kusitiese vrou. Maar ons weet ook uit die geskrifte in die boek van Opregte dat Moses nooit die Kusitiese vrou geken het nie. Hy was saggeaard en het met haar getrou, maar hy was nooit saam met haar nie. Hy het nie 'n kind by haar gehad nie, hy het nooit die marriage geconsummate, as ons dit so kan stel nie. So in Numeri 12 vers 1 tot 16 lees ons die storie. Miriam en Aaron het teen Moses gespreek vanweë die Kusitiese vrou wat hy geneem het, want hy het 'n Kusitiese vrou geneem. En hulle het gesê, het Jahweh dan maar alleen met Moses gespreek? Het hy nie ook met ons gespreek nie? En Jahweh het dit gehoor. Maar die man Moses was baie sigmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. En toe het Jahweh dadelik met Moses en Aaron en Miriam gespreek. Julle 3, kom uit na die tent van samekoms, en hulle 3 het uitgekom. En Jahweh het in 'n wolkkolom neergedaal by die ingang van die tent gaan staan. Daarna het hy Aaron en Miriam geroep en hulle 2 het uitgekom. Toe sê hy, hoor tog my woorde, as julle profeteer van Jahweh is, as julle 'n profeet van Jahweh is, sal ek deur 'n gesig my aan hom bekend maak. Deur 'n droom sal ek met hom spreek. So is dit nie met my knegt Moses nie. In my hele huis is hy getrou. Mond tot mond spreek ek met hom, en deur aanskouing en nie deur duister woorde nie, en hy sien die verskyning van Jahweh. Waarom het julle dan nie gevrees om teen my knegt teen Moshe te spreek nie? En die toorn van Jahweh teen hulle ontvlam, en hy het weggegaan. En toe die volk van die tent af weggetrek het, kyk, toe was Miriam melaats, so sneeu. En na Aaron en Miriam aangekyk gesê, en gesien sy was melaats. Daarop sê Aaron vir Moses, ag my Heer, let tog nie op ons die sonde wat ons in ons dwaasheid begaan het nie. Laat sy tog nie wees soos 'n dooie, van wie se vleis as hy uit sy moeder se skoot uitgaan, die helfte verteer is nie. En Moses het Jahweh aangeroep en gesê, o God,
ek maak haar tog gesond. En toe sê Jahwe vir Moses, as haar vader net maar in haar gesig gespoeg het, sou sy nie 7 dae lank beskaamd gewees het nie. Laat sy 7 dae lank buite kan die laar opgesluit wees. Daarna mag sy opgeneem word. En hulle Miriam 7 dae lank buite kan die laar opgesluit en die volk het nie weggetrek voordat Miriam opgeneem was nie. Maar daarna het die volk van Haserota weggetrek en in die woestyn Paran laar opgeslaan. So sy word vir 7 dae buite die kamp gesit, maar die volk wag vir haar. So sien ons selfs in haar val, dat die hele volk stop totdat sy herstel het. So hulle nie net aan beweeg dat sy moes opvang later nie. Maar sy was vasgevat vir haar oortreding teenoor haar boetie, want hulle het hierso waarskynlik 'n assumption gemaak oor sy kusitiese vrou. En vader het die hele storie geken. So hy het hierso vir Moses opgestaan in hierdie instance. Dan sien ons dat, jy weet, al sê die Bybel nou min oor die feit van die tradisie van die lewe, brei die tradisies haar rol uit in die Joodse oorlewing of die Midrash gedagtes, waar dit sê dat sy was, daar was so iets genoem soos die Miriam se put. Gelukkig word dit nou nie in ons skrifte genoem nie. Dit is die goed wat aanleef met, hulle noem dit die, wanneer die ouens stories oor vertel met die mond, dit word nie noodwendig neergeskryf nie. Hierdie Miriam se put was 'n brod van water wat Israel gevolg het in die woestyn. So hierdie was ook 'n simbool van voorsiening, lewe en getrouheid. Aan nalatenskap sien ons Miriam se verhaal is nie net een van 'n Bybelse vrou nie, maar van waaksaamheid as 'n jong meisie by die rivier, leierskap as 'n profetes by die see, menslikheid in haar foute en haar herstel en haar invloed, selfs na haar dood. Sy begin stil, maar eindig as een van die mees invloedryke vroue in Israel se geskiedenis. Miriam leer ons ietsie dieps. Sy leer dat jy nie hoef die hoofstem te wees in 'n sleutelrol nie. Soms is die een wat kyk, wag en praat op die regte oomblik wat geskiedenis verander. Maar sy leer ons ook dat ons nie onsself moet verhef bo ander wat Vader aangestel het nie. En net assumptions moet maak nie, want dan kan ons straf vir onsself bring. Ek het so ruk terug, wat ek ook nog altyd nuuskierig gewees oor die liedjie wat Miriam die vrouens gelei het om te sing in Exodus 15. En dit draai toe uit dat dit is nie noodwendig net sy wat die liedjie gesing het. En Moses het begin met die liedjie na hulle deur die Skelfsee beweeg het. Miriam het die vrouens gelei in die chorus gedeelte. Dit is baie mooi. In Exodus 15, die Bybel teken dit aan as the Song of Moses. Maar ons weet dat die Song of Moses eintlik meer hier na, ek dink is Deuteronomium 33 se kant toe beweeg. Hierdie is selfs 'n liedjie wat hy saam met die mense gesing het. En ek gaan dit vir julle lees, dit is baie mooi. Exodus 15 vers 1 tot 21. Toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van Jahwe gesing. En dit was wat hulle gesê het. Ek wil sing tot eer van Jahwe, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see gewerp. Jahwe is my krag en my salm. En hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem. Die God van my vader, hom sal ek verhef. Jahwe is 'n krygsman. Jahwe is sy naam. Hy het Farao se strydwaans en sy leermag in die see gewerp, en sy beste vegsmanne het in die Skelfsee gesink. Die watervloede het hulle oordek, en hulle het in die kolke gesink soos 'n klip. O Jahwe, u regterhand is verheerlik deur krag. U regterhand, o Jahwe, verpletter die vyand. In u groote hoogheid werp u diegene neer wat teen u opstaan. U stuur u torengloed uit, dit verteer hulle soos 'n stoppel. En deur die geblaas van die neus het die waters hulle oog opgestapel, en die strome het bly staan soos 'n wal, en die watervloede het styf geword in die hart van die see. Die vyand het gesê, ek sal agtervolg, inhaal, buit verdeel, my begeerte sal versadig word van hulle. Ek sal my swaard trek, en my hand sal hulle uitroei. U het met u asem geblaas, en die see het hulle oordek, soos lood het hulle gesink in die geweldige waters. O Jahwe, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u verheerlik in heiligheid? Gedig in roemryke dade, een wat wonders doen. U het die regterhand uitgestrek, en die aarde het hulle verslind. U het deur die guns die volk gelei, wat u verlos het. U het hulle deur die krag na u heilige woning gevoer. Die volk het dit gehoor,
Hulle het gesidder vanweë die inwoners van Filistia aangegryp. Toe is die stamhoofde van Edom verskrik. Bewing het die magtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanaan het gebewe. Verskrikking en vrees het op hulle geval. En deur die getrouheid van die arm was hulle stom soos 'n klip, terwyl die volk deurtrek. Jahwe, terwyl die volk deurtrek wat u verwerf het. U bring hulle in en plant hulle op die bergland van die erfenis, die plek, o Jahwe, wat u as vaste woonplek vir u berei het, die heiligdom wat u hande gestig het, o Jahwe. Jahwe sal regeer vir ewig en altoos, want Farao se perd met sy strydwaans en sy ruiters het in die see gegaan, en Jahwe die waters van die see oor hulle laat terugkom. Maar die kinders van Israel binne in die see op droë grond getrek. En Miriam die profetes, die suster van Aaron, het 'n tamboerijn in haar hand geneem en al die vroue het uitgegaan agter haar aan met tamboeryne en in koordanse. En Miriam het hulle al singende geantwoord: "Sing tot eer van Jahwe, want hy is hoog vir ewig. Hy het die perd met sy ruiter in die see gewerp." So dit is wat ek het op Miriam, soos ek sê, ongelukkig is daar nie veel geskrifte oor haar nie. Maar ek dink ons kan nog steeds baie by haar leer. Angie, wil jy verder vir ons gaan met Sephora gaga? Ja. Okay, so Sephora was Moshe se vrou en ek begin by Exodus 2 vanaf vers 16 tot 21. En die priester van Midian het 7 dogters gehad. Die het gekom om te put en die drinkbakke vol te maak om hulle vader se kleinvee te laat drink. Maar die veewagters het gekom en hulle weggedryf. Toe staan Moses op en help hulle en laat hulle vee drink. En toe hulle by hulle vader Reuel kom, sê hy: "Waarom kom julle vandag so gou?" En hulle antwoord: "'n Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos en hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink." Daarop sê hy vir sy dogters: "En waar is hy? Waarom het julle die man dan daar laat staan? Roep hom dat hy brood kan eet." En Moses het ingewillig om by die man te bly. En hy het aan Moses sy dogter Sephora gegee. Dis al wat Exodus ons sê oor Sephora. Dan is daar die verhaal van die besnydenis, waar Moshe nie sy seun besny het nie, op sy skoonpa se aandrang, en toe het Sephora dit self gedoen. Van Exodus 2 en vers 22. En toe sy seun daar, het hy hom Gershom genoem, want hy het gesê: "Ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land gekom." En dan Exodus 4 vers 18 tot en met 26. Toe gaan Moses weg en kom by sy skoonvader Jethro terug. Nou onthou ons laas week het ons gepraat oor die verskillende name. Dit is nog steeds Sephora se pa, vir een of ander rede verander sy naam. Ek is nie seker hoekom nie. En in 'n geval, hy kom toe terug by sy skoonpa en sê vir hom: "Laat my tog trek en na my broers teruggaan wat in Egipte is, om te sien of hulle nog lewe." En Jethro sê vir Moses: "Gaan in vrede." Ook het Jahwe vir Moses in Midian gesê: "Gaan heen, keer terug na Egipte, want al die manne wat jou lewe gesoek het, is dood." Moses neem toe sy vrou en sy seuns en laat hulle op 'n esel ry, terug na Egipte land. Moses het ook die staf van Elohim in sy hand geneem. Ek gaan nou vir julle 'n bietjie dieper ingaan oor die staf. Dis net 'n interessante segue, maar dis 'n baie nice storie. En Jahwe sê vir Moshe: "Nou dat jy wegtrek om na Egipte terug te gaan, kyk dat jy al die wonders voor Farao doen wat ek in jou mag gestel het. Maar ek sal sy hart verraad, sodat hy die volk nie sal laat trek. Dan moet jy vir die Farao sê, so spreek Jahwe: My eersgebore seun is Israel. Daarom beveel ek jou, laat my seun trek, dat hy my kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, ek sal jou eersgebore seun laat sterf." En op die pad in die herberg het Jahwe hom teëgekom en wou hom doodmaak. Toe neem Sephora 'n skerp klip en sny die vooruit van haar seun af en gooi dit voor sy voete en sê: "Waarlik, jy is vir my 'n bloedbruidegom." En hy het hom laat staan. Toe het sy gesê: "Bloedbruidegom," met die oog op die besnydenis. Nou ek weet, vir my was dit baie confusing toe ek dit die eerste keer lees en probeer verstaan. Maar nes Yeshua is
net soos wat Joshua middelaar was tussen ons en Vader, so was Moshe aangaande die bloedverbond. Omdat Moshe nie die verbond nagekom het nie, is daar judgment oor hom gespreek. In terme van sy eerstgeborene te besny nie. En dis hoekom die engel hom kom doodmaak het. Deur Sipora wat die kind besny het en sy vooruit voor hom neergegooi het, sekerlik bebloed, het dit die verbond herstel. Want die bloed bring verlossing, ekskuus. So Moshe se vrou het hom nie vergil en te kere gegaan soos wat dit moontlik vir ons geklink het oorspronklik of vir my het nie. Sy het die Torah geken en dit toegepas en so haar man se lewe gered. In die boek van die opregte word dit bevestig en gee dit vir ons 'n bietjie van 'n ander prentjie. In die boek van opregte hoofstuk 78 vers 7 tot 12. En Moshe het opgestaan om na Egipte te gaan. En hy het sy vrou en seun saam met hom geneem en hy was by 'n herberg op die pad en 'n boodskapper van Jahwe het neergedaal en het 'n geleentheid teen hom gesoek. Hy wou hom doodmaak oor sy eersgebore seun omdat hy hom nie besny het nie en hy die verbond wat Jahwe met Abraham gemaak het oortree. Want Moshe het geluister na die woorde van sy skoonvader wat aan hom gesê het om nie sy eersgebore seun te besny nie. Daarom het hy hom nie besny. En Sipora het die boodskapper van Jahwe gesien wat 'n geleentheid teen Moshe gesoek het. En sy het geweet dit was as gevolg van die van Gershom, haar seun, wat nie besny is nie. Sipora het haar gehaas en het van die skerp klippe geneem wat daar was. En sy het haar seun besny en het haar man en haar seun uit die hand van die boodskapper van Jahwe verlos. En dan ja, dit was nou net vir ons 'n mooi verduideliking, want daar wanneer jy nou net in die gewone Bybel lees, is dit confusing. Dit klink asof sy 'n tantrum gooi en jy kan nie verstaan regtig hoekom wil die engel nou vir Moshe doodmaak nie. Dan vir hom sê hy moet nou gaan. Nou verstaan ons dit beter. Ek wil net bietjie dieper ingaan oor hoe Moshe en Sipora ontmoet het. Dit is eintlik vir my so 'n mooi liefdesverhaal. In die boek van opregte, hoofstuk 76 vanaf vers 13 tot 23. Toe het Moshe na Midian gegaan, omdat hy bang was om na Egipte terug te keer as gevolg van Farao. En hy het gaan sit by 'n put in Midian. Die 7 dogters van Reuel, die Midianiet, het uitgegaan om hulle vader se kudde te laat by. Hulle het by die put gekom en het water getrek om hulle vader se kleintjie te laat drink. Toe die 4 wagters van Midian kom en hulle weggedryf en Moshe het opgestaan en het hulle gehelp en die kudde laat drink. Hulle het tuis gekom by hulle vader Reuel en hulle het hom vertel wat Moshe vir hulle gedoen het. En hulle het gesê, 'n Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos. Hy het water vir ons opgetrek en die vee laat drink. Reuel het aan sy dogters gesê, en waar is hy? Waarom het julle die man verlaat? Reuel het vir hom gestuur en hom laat haal en hom huis toe gebring en hy het brood saam met hom geëet. Moshe het vir Reuel vertel dat hy uit Egipte gevlug het en dat hy 40 jaar lank in Kush geregeer het en dat hulle daarna die regeringsstaf van hom weggeneem het en dat hulle hom in vrede weggestuur het met eed en met geskenke. Toe Reuel die woorde van Moshe hoor, het Reuel vir homself gesê, ek sal hierdie man in die gevangenis sit, waardeur ek die kinders van Kush tevrede sal stel, want hy het van hulle gevlug. Hulle het hom geneem en hom in die gevangenis gesit, en Moshe was 10 jaar lang in die gevangenis, en terwyl Moshe in die gevangenis was, het Sipora, die dogter van Reuel, hom jammer gekry en hom die hele tyd onderhou met brood en water. En dan in hoofstuk 77 vanaf vers 26 tot by 39. Moshe, die seun van Amram, was steeds opgesluit in die gevangenis in daardie dae, in die huis van Reuel. Ek wil dit nie soos Reuel dat klink, maar ek sal 'n bietjie om 'n draag uit te spreek. Reuel, die Midianiet, en Sipora, die dogter van Reuel, het hom elke dag in die geheim onderhou met voedsel. Moshe was opgesluit in die gevangenis in die huis van Reuel vir 10 jaar. En aan die einde van 10 jaar, by die eerste jaar van die regering van Farao, aan die kant, in die plek van sy vader in Egipte was,
het Sipora aan haar vader gesê, niemand soek of vra na die Hebreër man wat ek vir 10 jaar in die gevangenis gebind hou nie. Daarom as dit goed tussen die oë, laat hom stuur en kyk of hy lewendig of dood is. Maar haar vader het nie geweet dat sy hom onderhou het nie. En Reuel, haar vader, het haar geantwoord en het aan haar gesê, het daar al ooit tevore so iets gebeur, dat 'n man vir 10 jaar in 'n gevangenis sonder kos opgesluit kan word en dan nog leef? Sipora het haar vader geantwoord en gesê, sekerlik het jy gehoor dat die Elohim van die Hebreërs groot en verskriklik is, en te alle tye vir hulle wonders doen. Dit was hy wat vir Abraham van Ur van die Kaldeërs verlos het, en vir Isak van die swaard van sy vader, en vir Jakob van die boodskapper van Jahwe, wat met hom gestoei het by die drif van Jabok. Ook, met hierdie man het hy baie dinge gedoen. Hy het hom verlos uit die rivier van Egipte, en van die swaard van Farao, en van die kinders van Kush. So ook kan hy hom verlos van hongersnood, en hom laat leef. Isak het goed gelyk in die oë van Reuel, en hy het gehandel volgens die woord van sy dogter, en hy het haar gestuur na die gevangenis, om te bepaal wat van Moshe geword het. En hy het gesien en kyk, die man Moshe was lewendig in die gevangenis, en het op sy voete gestaan, en hy het tot die Elohim van sy voorvaders lofprysinge gebring en gebid. Reuel het beveel dat Moshe uit die gevangenis gebring moes word, en hulle het hom geskeer, en hy het sy gevangenisklere uitgetrek, en met hom brood geëet. Daarna het Moshe in die tuin van Reuel, wat agter die huis was, gegaan, en hy het daar gebid tot Jahwe, sy Elohim, wat magtige wonders vir hom gedoen het. So ja, hierso vertel het vir ons 'n baie mooier storie van hoe Moshe en Sipora ontmoet het, en hoe sy hom vir 10 jaar lank skelmpies gevoer het, en wel heel duidelik was sy verlief op hom. En toe nou haar pa oortuig het om hom los te laat. Dit is vir my so 'n mooi storie, en die feit dat Sipora actually sy die Torah geken, nou, miskien het Moshe al onderrig in hierdie 10 jaar, dit sê nou nie daar nie, maar dit klink nie asof haar pa regtig Torah gevolg het nie, dit klink asof hy 'n bietjie van 'n moeilike man was, en die feit dat hy gekeer het, dat Moshe die seun moes besny, en hom sommer net vir 10 jaar in die tronk gegooi het, alhoewel hy niks verkeerd gedoen het nie. So, 'n mens kan aflei dat, wel, sy was verlief op Moshe, en dat hy haar heel moontlik onderrig het in Torah. En dan wil ek net gou teruggaan na die staf van Elohim. Hierdie was ook die staf van Josef, wat Jethro of Reuel gevat het by die farao, toe hy uit Egipte uitvertrek het. Is 'n baie interessante storie, en ek gaan gou vir julle net gou lees hierso. Dit is in hoofstuk 77, van vers 40, wel eintlik, ja, 39 tot en met 51. En dit was terwyl hy gebid het, dat hy reg oor hom gekyk het, en kyk, 'n staf van safier was in die grond gesteek. Hy was geplant in die middel van die tuin. Hy het na die staf gegaan en gesien en kyk, die naam van Jahwe, die Elohim van die leerskare, was op hom gegraveer en geskrewe op die staf. Hy het dit gelees en sy hand uitgesteek en hom uitgetrek soos 'n boom uit 'n bos. En die staf was in sy hand. Dit is die staf waarmee al die werke van ons Elohim uitgevoer is, nadat hy die hemele en die aarde geskape het. En die werke van sy hand, see, riviere en al hulle visse. En toe Elohim Adam uit die tuin van Eden verdryf het, het Adam die staf in sy hand geneem en gegaan en die grond gaan omploeg, waaruit hy geneem is. En die staf is oorgedra tot by Noag, en daarna aan Sem gegee, en aan sy nageslag, totdat hy in die hande van Abraham, die Hebreër, gekom het. En toe Abraham alles wat hy gehad het aan sy seun Isak gegee het, het hy hom ook die staf gegee. Toe Jakob na Padan Aram gevlug het, het hy hom in sy hand geneem, en toe hy teruggekeer is aan sy vader, het hy hom nie laat bly nie. Ook toe hy afgegaan het na Egipte, het hy hom in sy hand geneem en het hom aan Josef gegee, 1 erfdeel bo sy broers, want Jakob het hom met geweld van sy broers Esau geneem. En na die dood van Josef, het die edelmanne van Egipte in die huis van Josef gekom,
En die staf het in die hand van Reuel, die Midianiet, gekom. En toe hy Egipte verlaat het, het hy hom in sy hand geneem en in sy tuin. En al die magtige manne van die Keniete het probeer om hom uit te trek, toe hulle gepoog het om Sipora, sy dogter, te kry, maar hulle was onsuksesvol. Daardie staf het geplant gebly in Reuel se tuin, totdat hy wat op hom 'n reg gehad het, gekom en hom geëien het. Reuel die staf in Moshe se hande sien, was hy verwonder daaroor, en hy het hom sy dogter Sipora as 'n vrou gegee. Klink dit nie vir julle na 'n bekende storie nie? Dat King Arthur, daai ou wat die mes of die swaard uit 'n klip moes van trek om koning te wees? Anyway, so steel die vyand alles van vader en maak dit 'n bietjie anders. Ja, so ek wou net ingaan op die staf, dit is vir my eintlik 'n baie mooi storie en ek weet daar is baie dieper in wat 'n mens op kan ingaan oor die staf, maar ons fokus nou meer net op die vroumense. So ja, volgens die gewone skrif kom Sipora nie baie op nie en wanneer sy het dit half soos 'n hysteriese vrou laat klink. Maar in werklikheid was sy 'n baie gehoorsame vrou wat Torah geken en onderhou het en op die ou einde haar man en haar seuns lewe so gered het. So ja, dit is al wat ek het oor Sipora. Ja, dis baie mooi. Dis kom ek sê, sy is baie meer courageous as wat die gewone skrifte haar uitbeeld. En daarom voel ek, jy kan nie ordentlike studies doen sonder die apokriewe nie, want jy gaan soveel van die details mis. Ek sê vir Wynand vanoggend, ek sien op Facebook hierdie ene ou het nou 'n plasing gedoen oor Rachel. En toe sy die beeldjies van haar pa gesteel het, wat hy sê a heart divided en wat hy basically sin speel op die feit dat sy eintlik haar self toegegee het aan idolatry. En dit is, 'n mens raak sommer vies vir die ou, want jy het 'n halwe storie beet hierso. Want jy het nooit die apokriewe boeke gaan lees wat die storie verduidelik nie. So jy gaan lees net die 66 kanonieke, soos ons maar weet, die kerkgangers maar doen. En hulle is geneig dan om afleidings te maak wat verkeerd is. Soos Job se vrou ook. Jy weet, as ons nou wat ons ook deurgegaan het, sy was baie tawer as wat die Bybel uitbeeld. Jy weet, en ek praat nie teen die Bybel, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek sê net die volle storie word nie vir ons gegee nie. En dit word as prins gedoen. Want dan kan hulle die vrouens as moody of opstandig of hysteries uitbeeld, wanneer daar eintlik soveel meer aan hulle is. Soos Sipora wat courageous was en nie geskrik het nie en gedoen het wat sy moet doen. En jy weet, Sitas, Job se vrou, hoe sy eintlik al die tyd deur het met hom gestiek het en hom onderhou het en by hom gestaan het. En hier en daar het sy meltdown gehad, soos ons almal doen. En dit is hoekom, jy weet, ek sê vanoggend vir my man dat ek dink, ons het gedink hierdie gaan 'n vinnige sessie wees, 'n paar weke en ons is klaar. Maar hoe meer ons begin om die vrouens se verhale op te soek, hoe meer besef ons, hulle het stories om te vertel. En hoe mooi van hulle se stories is. En dis net vir my beautiful. Ons het baie om te leer by die sissies. Ekskuus. Ja, soos ek ook 'n ruk terug gesê het, weet dit is vir my nogals verstommend geweest toe ek begin het om Genesis hoofstuk vir hoofstuk saam met die boek van die Opregte te lees. Want dan besef jy hoe baie inligting ons nie het nie. En om dan met iemand te wil beklei of stry oor skrif, dit is jy nie al die inligting het nie. Kyk, ons het nog steeds nie. Daar's baie goed wat nog steeds vir ons nie sin maak nie, of wat ons nog nie mooi verstaan nie, want die tyd is moontlik net nog nie reg nie. Daar's baie goed wat nog weggesteek word vir ons. Dan besef 'n mens hoe oningelig ons was voorheen. En wanneer jy dan nou met iemand praat wat weier om die ekstra boeke te lees, dan kan ek nie help om te dink, hoe kan jy na 'n swaard geveg toe kom met 'n bottermes? Het rarig net helfte van die inligting. So ja, dit is altyd vir my lekker om 'n bietjie dieper in te gaan en dinge bietjie mooier te kan verstaan. Ja. Nee, dis waar. Ek en Angie het nou gepraat, ons sal volgende week gaan ons dan die vrou in die
muur by Jericho. Wat was haar naam Ed? Ek gaan jou nou sê, ek was as ek nie geraai die Rahab. hele lys. Waar is hulle? Lys van vrouens en skrifvroue. Dis Rahab, ja. Okay. Ja, en dan sorry, gaan ek Ja, Rahab, dit ons gaan net daai stukkie hanteer oor die twee dogters wat by Moses gekom het toe die land nou opgedeel word, né? Toe kom die meisiekinders by hom en sê, maar ons het nie broers nie en ons pa is dood, gaan ons nou nie grond kry nie. En hoe Vader toe nou die wette aangepas het vir die vrouens om te kan erf. Ek weet nie eers of hulle name genoem word nie. Ons gaan maar kyk wat ons kan kry op hulle. En ek kan nou nie dink wie nog nie. Rahab en die dan twee sit Deborah en dan sit Jael of Jael. ja, So dit is al hulle drie saam doen. Want Okay. Judith is 'n hele boek op haar eie, Rut is 'n hele boek op haar eie. So ja, ons sal dan eerder Rahab, Deborah en Jael of Jael doen. Yes. Wat ek ook vir Angie genoem het en sy het nie gereageer nie, ek weet nie of sy my geïgnoreer het, Ekskuus. is toe ek gepraat het oor die feit dat ek voel ons moet dalk hierdie goeters net in Engels rekord ook vir die sissies in Amerika, want hulle wil ook deel wees van dit, maar ons verkies om ons Saterdagoggend in Afrikaans te doen. So ons gaan kyk hoe ons dit kan doen om dit net so apart dan iewers deur die week hier en daar 'n sessie wat ons reeds hanteer het met julle net in Engels te translate en te rekord vir hulle ook. Wat ek dink hulle sal ook dit geniet om dit te lees of te hoor at least. En dan sal ek dit ook net op ons webwerf plaas vir hulle. So dis nie as daar 'n nuwe jy weet goed opgesit word in Engels, dis nie iets wat jy gemis het nie. Ek wil dit net oordoen in Engels vir die sissies in Amerika ook. Dat hulle ook kan hoor wat ons sê. Okay. Is daar enige vrae of bylaste wat julle wil bylas? Niks nie. Okay. Ek het gedink dit is gepas om die sessie af te eindig met your word is honey on my lips. As ons kyk na wat die kindertjies die heuning en die melk uit die klippe uitgekry het. So ja, ek gaan die liedjie speel en dan sluit ons af. Laat ek net eers met julle almal. 'n seënde dag, laat ek net eers weer share hier. Anders sit julle in stilte. En as kies dit daar nou weer 'n advertensie opkom. Ongelukkig blykbaar kan ek nou nie keer vir dit nie. Your word is honey on my lips, sweeter than the morning sun. It guides my heart, it lights my steps, it shows the way your will is done. From Moses' days to Yeshua's feet, obedience made the pathway sweet. For he kept the law, each command, and death could never hold his hand. Honey on the lip, sweetness in the soul, Torah kept in love, it makes the broken whole. Yeshua walked the path, obeyed your holy way. Hallelujah, he lives today. Just letters read, it is the truth that saves the dead. Yeshua knew if he obeyed, the law would live, the price was paid. Not by faith alone, not by men's lies, but by walking straight, lifting eyes. The word brings joy, the word brings peace, the sweetness of life will never cease. Honey on the lips,
The law gives life and carries through. Not bitter, not heavy, not meant to bind, but full of love for heart and mind. Hallelujah to Yahweh above. Forgiving is a word, forgiving is love. Yeshua showed the way, so true. Obedience brings the life anew. Honey on the lips, Torah in the heart. Keep your word in love and never depart. Hallelujah, hallelujah. Obedience is life through Yeshua, through your word. Sweet as honey on the lips. So my sissies, julle moet 'n awesome Sabbat verder hê en dan kom ons weer by mekaar volgende week as voor is so wel naby is.